Ons sit saam met Jandrey en Jandrey. Tomar Yes, sir. van Unleaded, die band Yes. Unleaded. Ek hoor julle manne is deel van Battle of the Bands op die 28ste en 29ste November. Ja, definitief. Ja. Nou, vertel my 'n bietjie, hoe het julle aan die naam Unleaded gekom? I think Do you wanna- dis so awesome story. Ons was eers in 'n argitektuurband, ek en Thomas Schwartz, argitektuur. En ons het 'n klomp argitektuurstudente saamgekry en ons het besluit ons gaan 'n band begin en met toneurs en Al meesters die en postgrads. alles het net platgeval van die werk het te veel geraak. Ja. En Stefan het Ons actually Dutchman. hy het die wat die band begin het, hy het actually met die naam opgekom Unleaded. Hy het dit iewers in 'n notes neergeskryf. Even Okay. worse. En toe ons nou die band wil begin en soos ons het by die Vryfees ons eerste show gedoen. Toe ons die band wou begin, toe soos wat gaan die naam wees? En ons dink toe net aan hierdie band wat ons begin het en ons wou soort van sy legacy aangaan. Ja. En toe ons begin Instagram post maak en soos share en toe sê soos hoorie man, ek appreciate dit nie. En toe is daar soos hart wat val en hy soos okay nee, ek verstaan soos Just waarvan a bit jy of kom. miscommunication. Ja. En toe misunderstanding. verduidelik of ons wat ons hart was en toe sê soos ek love wat julle doen, gaan aan met wat julle doen. Ek soek net my logo terug. So ons hy het vir ons die naam gegee en ons het vir hom gesê hy kry free ticket for life. So Ja, dat was nog wel 'n interesting phone call. Want ek het net nog eendag, dit was net na hierdie hele fiasco. Toe sit ek nog by die werk eendag en ek voel genuinely nog steeds net so bad because it was not supposed to be like that at all. Ja. En ek bel hom toe en ek sê sorry man. So is also right. Hy sê dude asseblief hou net op. En toe kry ek 'n hele speech van hoe alright dit is en toe sê hy net ek soek net free kaartjies for life en toe sê ek soos dip is in en toe is ons maar net Unleaded van daar af. Dis amazing. Dis nogal 'n goeie storie om te vertel, That's né? pretty fun. ja, dis Yeah. vir ons baie special, ja. Dis goed. Maar nou, vertel my, wat het julle geïnspireer of hoe het julle begin met die idee van, jy weet, waar jy besluit het jy wil nou iewes skielik begin musiek maak, jy weet, wat is julle inspirasie agter dit alles gewees? We've been musos most of Ja. our life, honestly. Like, Ek dink dit kom van familie, Ja. vriende. Ons het lang gitaar gespeel, toe ons begin saam speel, toe vind ek uit hy speel ook gitaar. Die banding het eintlik gebeur omdat ek ja gesê het dat ons gaan speel by die Vryfees. ons het nie 'n het band nie 'n band nie, ons gehad het nie 'n nie. set nie, ons Ehm, het niks. 'n Vriend van my Marco, hy was soos asseblief ja, wil julle kom speel by Vryfees? Ek is soos ons is in. Ek het vir jou 'n band. En toe sê ek toe moes ons vinnig maar iets by mekaar. raad, jy het jy Ja. nie met 'n band nie. En dit Ja, is maar dis happen. nog dis nogal so 'n interessante storie. En nou toe, hoe het julle toe nou hierdie band bymekaar gekry? So, jy weet, so in 'n japtrap as mense so kan So staan. ons drummer Brandon en ons bassist Jaden, hulle is broers en hulle speel in my kerkband. En Ja. ek het toe hy nou wie gaan die band wees? Ek het twee I ouens. got you. Hulle speel vir jare saam met hulle pa en ook op hulle eie gigs en Ja. is in 'n hele paar ander bands ook. So dit was Ja, dit was baie like maklik geweest om luck. hulle in te trek en Ja. deel te maak en ek dink regtig ons gel almal lekker nog saam en Dit was regtig like ek weet nie, that was miraculous almost want dit het net so goed gebeur. Like hier's ouetjies wat gewoond is aan gig. Hulle het al die equipment, hulle pa is ook 'n well-oiled machine wat die bedryf aanbetref. Ja. So dit was net like ons het soos alweer get up and go. ja. En van practice one af was dit nogal ons het net lekker gejal. Like ek dink nie daar was sukkel nie. Toe ons net die set het en ons het so half 'n grip op die songs, toe gaan ons net. Ja. Ek weet nie of dit moet moeilik wees nie. Vir ons was dit reël maklik geweest om Ja. 'n band aan mekaar te slaan. Ek weet nie of ander mense sukkel nie. So, Ja, musos is skaars man. Musos is skaars. Ja, nee, want as ek so luister na julle is manne wat nou nogals vinnige dinge aan mekaar kan slat as ek kom by name en gitaar en bands, jy weet. Ja, ons gaan So, nou weer moet clutch, maar Ja. Maar ja, so toe nou dat julle, jy weet, hierdie Battle of the Bands doen en alles, wat as 'n mens nou vir julle audience kan beskryf, jy weet, wat se tipe musiek is dit wat julle ouens meer na,
jy weet trek, wat is julle soos rock? Jy weet daai klas van wat se band tipe musiek is wat julle eintlik smaak om te speel met. Ek sou sê definitely more alt rock. Maybe a little bit of an indie vibe. Like rarig super liggies geraak. Like very much just a sprinkle of indie. Maar dis maar meer alt rock, so ietsie wat nog steeds rockerig is, maar is bietjie different. Die chords is bietjie weird, die structure is bietjie weird. Daar's bietjie uniqueheid en freedom in it. Like daar's nie rarig 'n cookie cutter ding wat jy kan doen daarvoor nie. Ja. So ja, en dit is net so 'n bietjie iets fresh. Ek dink van die eerste show af. Ons het so half net ons like hierdie was 'n Hail Mary show. Ja. Toe doen ons net wat ook al ons wil. En ons kies toe alt rock stuff en is bietjie meer waarvan ons hou. People loved it en Bloemfontein was net so accepting of it. Ja. So vir ons was dit weird and was like, okay, Bloem. Ja. And it just kept going and yes, ons Ja, maar Bloem het nog al 'n paar karakters hierso, nê, wat hier rondloop. Verskillende baie Bloem is 'n karakters wat jy interesting kan kry. place. Ja. Great Definitely. mense. Great Nou, mense. hoe skryf julle musiek, jy weet, waar kry julle hierdie idees van en jy weet die inspirasie om julle tipe Pressure, musiek te man. skryf? So, op hierdie stadium, ons het net een liedjie wat ek en my broer eintlik geskryf het in Hartenbos. So meeste van die inspirasie kom van hartbreek en soos sê maar Fransje van Coke is dit drink en drugs, maar ons is nie op dit nie. So Ja. ons het op Ja. die stadium is daar nie inspirasie nie. Ons is ook baie besig met studies en werk. Ja, ek dink dis ons grootste obstacle at the moment. Ons probeer maar net soveel oefeninge inkry as wat ons kan op die stadium, maar hierdie Desember gaan 'n paar liedjies gebeur. Is Oh, dit? definitely. So as jy daar is darm ietsie wat 'n mens kan verwag van julle af soos 'n Ja. soos 'n album of so Ja. wat julle wil release. Definitief. Album, sure. Ons gaan dalk nie 'n album nie, maar Maybe ons not sal a 'n full ons sal 'n album. EP versekerd Ja, ons sal like uitbring 'n van small volgende jaar. collection doen. Okay. En dan 'n interessante vraag wat ek altyd like om kunstenaars te vra is, waar was julle favourite venue wat julle al opgetree het by? Yo, it's kind of tied for me. Daar's twee verskillendes. Favorite venue en favorite show Vibe. is twee verskillende. Yeah. Ja, want dit was my volgende vraag Vraag. ook nou gewees is Kan ek wat hulle was al julle twee- favourite career jy ja. weet Ek dink plek waar julle gespeel die het? beste venue vir my was verseker Ebon se hangar. al? Is 'n baie lekker Ja, daar was stage. nogal, Baie lekker sound gewees. Maar ek sou nie sê dis ons favorite show nie. Yeah. Wat is joune? Ek gaan mee saamstem. I think, well, actually twee venues was my pretty like. Ek dink Ebon se hangar is well facilitated. Like die setup is baie lekker. Ja. Ja, soos ek stem saam met jou daardie show was dalk net vir ons specifically. We had Yes. a tough day that day. Mm. Maar ek dink Airborne Hangar en Oswald Club was net so fun, man. Ek dink, Dis 'n ja. weird spot. Like Ons- this very My favorite show was Outside. verseker Oswald Club. So yeah. Daai was So 'n lekker sad show, geweest. maar die Kunstefees shows was net so good, man. ja, die kunst. Like dit was ons eerste shows geweest and you were just having fun en ek dink dit baie was stres. Baie Ja. baie stres. vir my was dit weer andersom want daar was dit soos this is probably just a one time thing. Ek was totally gereed geweest vir dit om net een keer te gebeur en toe geniet ons dit so baie. It just kept happening, maar die volgende shows was pretty stressful vir my. Maar klink vir my julle man het ontrent nogals redelik van gehad en dit Oh, bring my ja. eintlik na my volgende vraag toe is wat was al die jy weet soos so te sê die funniest experience wat julle al gehad het as 'n band, jy weet dit is Funniest experience. Yes, man. Die een keer daai show wat ons gespeel het by Kunstefees. nie die Kunstefees nie, daai is 'n ander storie. Ah ja ja. Die een wat ons nou onlangs gespeel het by Ebon se hangar het Jaden, dalk kan hy julle later vertel. Oh, Jaden het sy ja. bass snaar gesnap net soos hy hom begin tune het op stage. En ons ruil so vinnig die snaar by die dikste snaar. Ek weet nie hoe doen mense dit nie. En met die net soos hoe vinnig hierdie moet gebeur, tune hy hom net weer te vers, snap 'n tweede bysnaar, Like dikste snaar. Lowest, thickest Ja, string. en hy het 'n 5-string bass. So Ja. daai laaste snaar is God, dikker was- as 'n gewone.
En dit was probably die funnieste. Die ander keer was Vryfees. Toe speel Thomas so hard dat hy begin bloei op stage. Daai was 'n weird experience geweest. Want ons gooi ek dink dit was ons eerste show. Ja, dit eerste, was ja. nog die beste slot was die eerste aand. Maar ons speel en ek voel net ek kry nie my pik vasgehou nie. Dit is so seep. Ek kry nie die ding vasgehou nie. En na die song kyk ek af en alles vol bloed. Like hand is vol bloed, gitaar, pedal, everything is just vol bloed. Dit is nie so erg nie. Dis Nee, dit was nou nie so stroom nie, maar daar was dit bloed net op soos 'n alles. nik op jou vinger. Ja, the nick was small, but the bleeding was intense. Like, daar was regtig soos ek weet nie hoe die ding nie op 'n bloei nie. En naderhand is dit jy weet. Ja, vra soos of iemand 'n tissue en pleister bietjie het. Gaffer tape, soos backstage. So 'n regte techie fix, maar dit was dit was dit wat ons actually deur die show gekry het, want ek weet nie of hy ooit sou stop nie. Dit was baie weird geweest. Ja, Dit was dis lekker dus. geweest, ja. That was pretty fun. En dan maar julle praat so gereeld van die Vryfees hoor ek nou. Nou vertel ons 'n bietjie meer oor, jy weet, hoe daai tipe event was vir julle. Hoe was die experience vir julle That was daarso? pretty fun. Ek dink regtig dit was lekker geweest. Ek dink die stage setup was cool. Dis lekker want ek dink ook daar's nie regtig veral die slots wat ons gehad het. Die eerste slot het ons wat 4 uur, 5 uur gespeel. So daar was bietjie meer mense, maar die ander slots during the day is regtig ook maar net jy kan bietjie experiment. Ons hier regtig mense wat daar is wil net bietjie iets drink. Ja. Hulle is nie noodwendig regtig daar vir die show nie. So ek dink die pressure vir my was nie so hektiek geweest daar nie. En ja, dit was fun. Ek dink regtig soos die stage setup was lekker geweest. Maar ook wat vir my lekker was, ons het die laaste dag vroeg die middag gespeel. Soos in 1 uur, 2 uur se kant. En ons is net soos ons gaan dit net lekker afsluit en toe het soveel van ons vriende, soveel van ons fans, mense wat ons gehoor het in die week en hulle het weer uitgekom om na ons te luister. En dit was actually vir my baie special geweest om daai laaste dag af te sluit met soveel van my studievriende, skoolvriende en mense wat ons nie eers ken nie wat net weer gekom het. Wat regtig amazing was, ja. Nee, maar julle klink ontrent na 'n lively group, né? As mense dit so kan stel. Julle is hoe kan ek sê julle is baie, maar dis maar gewoonlik maar hoe 'n kunstenaar is, jy weet, enige kunstenaar as jy kyk aan hom. Ek self ook in myself is 'n kunstenaar, ek's nou nie 'n musikant soos julle nie, maar jy weet dit is altyd maar soos julle ook vroeër gepraat het oor, jy weet dit gaan oor die gevoel, hoe jy voel oor musiek. Dis hoe julle musiek skryf en goeters. En maar nou wat ek julle wil vra is ek neem aan jy's 'n bassgitarist, né? Ek's elektrik. Jy elektrik gitarist en jy? Ek speel rhythm electric en hy speel. Ons is pretty balanced. Ek dink regtig ons speel maar so ons doen vocals en lead albei. Maar ons wissel maar so af daar waar die een nou nie kan sing en speel en iets is technical en swap ons maar uit. Ja. Maar Ja. En dan waar sien julle julleself, jy weet, in die toekoms vorentoe beweeg? Sure. That's a layered question. Ek dink ons gaan regtig net dit ons alles gee, alles wat ons het. Al die tyd wat ons het tot ons besitting. Ek doen volgende jaar my meesters. Okay. So Ek doen honors. Rof van dalk, ek weet nie. Maar ons gaan dit regtig net 'n go gee vir hoe lekker dit is om te speel. En ek dink jy moet dit hanteer asof dit 'n besigheid is. Ja. En dinge ernstig opvat wanneer dit moet en dinge lekker doen wanneer dit moet lekker wees. So ek dink dis wat ons plan is vorentoe. Ja, ek dink ons bring bietjie musiek uit waarvan ons hou en musiek uit waarvan ander mense hou en dan jy vra eintlik nou my volgende vraag was gewees eintlik oor hoe kies julle musiek, jy weet, hoe besluit julle wat julle gaan, jy weet, skryf of wat julle gaan speel die aand? Hoe kom julle rond? Gewoonlik maar 'n discussion iewers Ja, by 'n coffee shop or something. Dat ons net so 'n setra uitfigure. Maar ek dink is maar musiek wat ons weet ons like. Ek meen want ons het as hulle die vorige goed wat ons van gehou het gelike het. Then they'll like this. So ek dink dis so of ons kies om so of te relate aan ons fans. Dat ons neem aan julle dieselfde smaak as wat ons het. Ja. So nee, ek het letterlik vandag ook te stuur ek vir my ding. Hoor 'n song het hoor hierdie ding. En dan sit gewoonlik soos jy of nee of maybe, jy weet, as ons tyd het of ek weet dit kan baas raak. So ek dink is regtig maar net so of
ons preference relate met hulle Definitief. preference, sort of. Nou, om terug te kom op die storie nou van Battle of the Bands is, hoe het julle gekom dat julle eintlik, jy weet, by die kompetisie ingeskryf het of ja, ingeskryf het as 'n mens so kan stel? Wel, Dit was 'n great Ons- geleentheid net gewees. Ja. Ons het die eerste Osville Club show wat ons gespeel het oom Rian gesê ek dink ons moet iets doen vir die jong mense. En die mense van Osville Club het ook gesê ons moet iets inbring, iets soos 'n Battle of the Bands. Ja. En Ja. van daar af het dit net vlam gevat. Ons was soos ons is gereed vir dit. Ons wil net sien wat het Bloemfontein om te wys. Ja. En ek dink ek sien soveel nuwe musikante en bands wat inkom nie net oor die Battle of the Bands nie, maar net omdat musiek begin lewendig word in Bloem. ja. Wat regtig amazing. Ja, dat is dinge is om definitief te 'n beleef. movement aan die gang waar. Is dit? Ja, nee, ek moet sê die laaste jare was vir my very interesting om te sien. Want van die kunstefees af toe ons nou actually bietjie op die scene kom Ja. en begin interact met die mense. Mhm. Die hoeveelheid bands wat ons gesien opkom en out of nowhere, toe ons nou actually in die scene is en daar is bietjie geleentheid vir die mense om uit te kom. Ek dink dis ook waarvoor Battle of the Bands so flippin awesome is. Ja. Is want nou die ouetjies bietjie geleentheid om Ja, dit uit gee te mense kom. eintlik al Ja. exposure as 'n mens so kan stel, ja. ja, en almal se fans kyk maar almal. So dis so half bietjie almal word nou bewus daarvan. En ek dink daar's definitief 'n portiergroep Ja. wat so half nou dis so half die nuwe generasie Okay. wat nou ook besef maar hey, live music is 'n ding. Ja. Want ek dink live music in Bloem het baie anders gelyk soos back in the days in ons ouers se dae. Like om die plein en CBD en like al die plekke daar was jazz lounges, daar was like everything you can imagine was daar. Ja, ja. En dis net nie meer regtig gesien nie. Ja. So ek dink ons nuwe movement gaan very cool wees vir Bloem. I think it's going to open a lot of doors. Ja. Ja, van kyk aan ons generasie was dit altyd gewees as jy 'n band begin het, was dit altyd in die ouers se garage. Oh ja, 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 ja. dis waar die band begin het Ja, gewoonlik. So, maar ja, as jy weet as vir julle fans en jy weet wat kan hulle meer verwag van julle jy weet in die toekoms na hierdie Battle of the Bands en alles. Eerste Sure. ding wat hulle kan verwag Oh is ja. merch. There we go. Wat Ek ons het geweet. hierdie week op pad is. Ja. Ja, ja. So ons het 'n hele paar regtig nice weetjies wat ons vir mense kan gee. Ons gaan 'n bietjie uitdeel Doesn't by sound die show. impressive, but Ons gaan uitdeel Trust. by die show. Ons ja, ons wil regtig net ons het regtig moeite gedoen met dit. Want ons voel net as ons vir iemand iets gee en hulle betaal daarvoor, ja, wil ek nie especially if you're iets asking money. slegte kwaliteit vir hulle gee nie. Ja. So ons het regtig bietjie gepraat met mense en rondgevra en om regtig iets nice te bring. So ek dink almal wat aan Let It Weekie kry, Ja. sal baie gelukkig wees. Ek is Ehm, eerste in die ry. maar- Ek is so down. Letterlik, ek sien ek is deel gewees van die proses en al wat ek dink is soos ek kort een van hierdie goed. En die quality is regtig good. Like Ja, is baie jy nice. het regtig ons gesoort met good quality en die man het sy research gedoen. So nee, ons is regtig excited. Ek kan nie wag nie. Nou dan sal ek legit agter jou staan. I just hè. wanna Ek sal- see ek sal it, wag like, vir you my know, my met ons energie ook en dan band sommer daar logo op 'n rondloop hoed. want ja, ek gaan obviously ook daar wees om julle Ja. almal te kom ondersteun. So, Asseblief, En, ons sien uit, ons sien uit. maar ja, vir wat was die jy weet die as 'n mens kan sê die grootste struikelblok wat julle al ooit, jy weet, teëgekom het as 'n band? Tyd. Time. Om by mekaar uit te kom, definitief. Ja. In my opinie. Want ek meen, Definitief, ja. julle drie bly nogal relatief naby mekaar. Ek bly net 'n pilgrimstog weg. So elke keer as ek Dis hier een is, van daai so- stories wat jou ouers Man. vertel. Toe ek skool gegaan het, moes ek deur die veld stap, Yes, oor ja, die berg, dit is oor die journey koppie, to rehearsals. deur die mielielande. Ja, ja, totally. Nee, dis regtig soos ek bly net redelijk nogal aan die ander kant van die Ja. stad. Ja. En Toe maak ek weet, ek omdat relate. ons almal in ander fases is, like Ja. Brian is nou klaar met skool, maar hy en Jaden was hierdie jaar nog op skool. Mhm. Hy is 4 jaar besig met honors. Ek vat 'n gap in werk hierdie jaar. Mhm. So dit was so half, Mhm. jy weet, daar's nooit regtig tyd during the day en ek Mhm. is beskikbaar in die week na 5. Ja. So ek dink dit was in my opinie een van die grootste challenges.
The other being, you know, addressing certain musical stuff in die band. Like, someone's it now, I'm looking for the word. Standard. What? Like a certain standard wat ons wil bereik and getting there. So it's a sensitive discussion. Ja, Like, ja. om iets te address is nogal, you know, jy kan net vir iemand sê, Ek dink om musiek te maak is 'n plek waar jy of vulnerable is. Voor mense Ja. ook. En ek dink ja, kritiek is wel. ook in 'n rehearsal space is dit is dit 'n moeilike topic om te address. Maar ek dink ons is almal oop om mekaar se opinies te hoor en te werk aan ons eie musiek en ons eie goed en Ja. dan gaan dit goed. Ja, want ek meen, dis nogal, in my opinie, is baie belangrik vir die groei. Want as jy nooit gaan capable wees om feedback te vat nie, gaan mense stagneer en net bly waar jy is. Ja, maar dis waar wat jy daar so sê. Kyk, But it is tough. iemand wat wil groei, jy weet, moet kan soos hulle sê, criticism vat, verstaan jy? Maar ook Dit nie- selfbewustheid hê. Selfbewus wees van wat jy Yes. wat jy kan verbeter. Jy moenie blind Ja, it's raak not tot a jou bashing foute session. en goed nie, ja. Ja. Nou maar wat sal julle jy weet vir iemand sê wat jy weet wat wil kyk om self so iets te doen soos wat julle doen, jy weet wat se advies kan julle vir so 'n persoon gee op die einde van die dag? Begin sê net ja. Sê net ja. Ja, al het jy nie 'n band Jy nie, nie sê 'n ja. band nie. Sê ja. Sê ja. Dit kan nie so moeilik It'll wees nie. never get old. Nee. bro. It'll never get old. Ek onthou die Nee, oproep. ek dink is veral in Bloemfontein is dit belangrik om kontakte op te bou. Jo. Praat net met mense. Praat net met mense wat naby die industrie is. Praat met mense wat shows het, praat met mense wat plek het vir jou om te speel. En al die bouncers en managers. Elke liewe een. Maar buiten daai praktiese goed, dink Ja. ek net maak goeie musiek. Ja. Ja. Wees eerlik met jouself en maak goeie musiek want mense waardeer goeie musiek. Ja. So ek dink as jy 'n band wil begin, is dit waar mense moet begin. Okay. Yes. Wat any wisdom is so. Maar daai's Drop nee, it ek stem saam. Daai's nogals true wat hy sê, jy Right weet. gehit, man. Ja, daai het eintlik soos die hamer op die kop geslaan, jy weet. Ek hoor so. the big facts, man. Maar ja, so wat is nou sien jy, nou is ek sommer heeltemal van jou storie af hierso. Maar ja, jy het gepraat van jy weet dit is 'n sensitiewe, jy weet, gesprek om te hê as dit kom by jy weet moeilike goeters wat jy ervaar het en so. So wat jy weet as iemand so 'n tipe struikelblok ervaar, wat was julle resep gewees, jy weet, om deur sulke struikelblokke te kan kom. Jy weet, het julle saam as 'n band gehuddle of jy weet was dit elkeen het sy opinie gegee en julle het maar jy weet try daar die middelpunt te vind daarop of hoe doen julle dit as 'n band? Want onthou julle is meer as forming the recipe, Ja. to be honest. Ja. Ek dink Maar ons het al ek moet sê die ding van argitektuur Mm, is jy word There it is. desensitized aan kritiek. ja. Alles Very wat jy true. doen, alles wat jy bring, ek bedoel jy bring hierdie model en jy dink dis die beste ding. Dit is die beste ding wat jy gemaak het al ooit. Ja. So Ja. baby. En dan hou hulle niks van dit nie. Mm, So ek dink En hulle sê dit ook vir jou. Ek dink met ek en Tomar is dit maklik want ons verstaan die een ou sê dadelik ek hou nie van dit nie. Ek dink dis een van die grootste En- takeaways van ons friendship is like sy brutal Honestly. feedback is net soos ek net van iets teen hy is net soos nee ek hoor dit en dan is dit soos dis is ek hoor nie jou nie ek hoor net dit so Ja. Maar ek het 'n rede. yeah there's always a fair reason behind it. So ek dink met ons studies het dit eintlik 'n rol gespeel. Ja. So ek dink dit is 'n resep van ons kom bymekaar en ons praat dinge deur, almal Yeah, gee it's hulle open opinies, almal communication. praat hulle goed, almal sê
even met die hoedjies doen. Ja. Dis wat se klere doen ons, wat se Include tipe hoed almal, doen right. ons, wat se hoe moet die logo lyk, hoe moet die Mm. so alles wat ons doen, vout almal maar op en sê wat hulle wil doen, even met 'n set uitfigure, wat se Ja. songs bring ons in. Mm. Raak dit 'n moeilike proses van of sê is die regte ding, is die verkeerde ding, hoekom is dit die regte ding, hoekom is dit die verkeerde ding. Mm. So ek dink jy moet mooi verstaan Mm. wat is jou gebied waarin jy werk, wat is jou genre, wat is jou tipe musiek wat jy wil doen, wat Mm. Mm. Ja, ek dink ja, dit is so moeilik want genuinely I don't feel we have a recipe for that yet. ja. Like ons praat nou eintlik wat ons wil accomplish, Mm. maar ek Ja. dink regtig one of the biggest things is open communication. Ek dink daar's nie Mm. iets wat vir my nogal gewerk het, like giving feedback when the moment comes up. Mm. Like beteken moet jy maar 'n moment create. Ja. Jy weet soos luister boys, ons gaan nou praat hieroor en dit gaan ongemaklik wees but we need to get it out. Mm. En baie keer pop dit net op. Like iemand sal praat daaroor of jy vra daaroor of wat Mm. ook al en dan just be honest. Moet nou nie don't back out. Mm. If you have the opportunity do it. Mm. Maar ek dink ook dit is belangrik dat almal verstaan. Like I'm not bullying you. I'm not picking on you. Ek single jou glad nie uit nie want ek het ook my eie foute which I'm well aware of. Ja, ja. So ek dink dit is maar net clear and open communication en understanding like as iemand nou voel like hoorie that was offensive. Jy kan met my sê ook Mm. and then we can chat about it so Mm. that in future I won't do it that way Ja, ja. necessarily. Ja, ja. So I think bottom of the line is maar net clear communication. Ja. Mm. Ja. Nou maar julle twee praat so lekker van julle vriendskap, jy weet. Ja. Nou ek neem aan die ander twee wat ons nou later sal inneem met die interview is nou hulle is onlangs saam met julle twee betrokke Yes. geraak. Ja, maar as ek ons het is so nou is. almal net 'n klomp vriende. Like it's Ja. honestly nou maar net O, so julle was ook vriende saam met hulle al gewees teen tyd of is julle twee eintlik Ons het maar ons het is al nie vriende tot geraak met die- die band toe ons die band begin. Ja. Ons was vriende deur Swattings en hulle is broers. Ja. Yes, So the dynamic ek dink is hulle is crazy. nog steeds die vriende nie. Ek weet nie. Ja. Siblings is gewoonlik die beste vriende en die beste vyande Ja, met ja, mekaar, ja, jy weet. ja. So. Daar kom 'n tyd en ja, ek het twee broers waar jy's eintlik alright. It's only coming around now. Ja. Ja, nee maar so ja, nee maar ja, ek vind dit nou nogals interessant, jy weet hoe julle twee se karakters, jy weet hoe julle saamgesels en lag oor 'n ding, jy weet, en dan luister ek ook na hoe jy praat oor dis respek wat 'n mens vir mekaar moet hê. Mm. Jy weet dat 'n mens nie net 'n ding noodsaaklik offensively moet opvat nie. Verstaan jy? En dit is nou wat my volgende vraag afgelei het na toe is gewoonlik as jy criticism van mense afkry wat 'n mens obviously baie kry. 'n Mens kry Oh, ja. daai kan jy sê daai bar comments van mense af, jy weet. Hoe hanteer julle dit? Ek dink genuinely die feedback wat ek al ontvang het was mainly net om want kyk as jy by hierdie show speel en ons ander musos, dis gewoonlik al die ingeoefende musos van back in the day wat nog steeds daar is en kom support en kom actually wisdom beat. So just going up to these guys and vra hulle actually. Ja. Ek hoor wat kan jy Wat dink julle van ons sê toe Ja, was and dit wat just moet ons taking change? it like wat in die show het jou gepla? Like wat pla jou? Because that is dis die probleem in die Eintlik show. ja, eintlik Like, vra ons vir kritiek meer as wat ons ja, kritiek kry. Ek moet sê dis nogal actually a funny thing. Like mense Hmm. is actually gouer om te sê like yes, julle ouens is great. And then thanks man, maar actually like nee, hierdie. As jy nou begin grou dan Ek dink dan ja, kom dit uit. dis wat ons ek soek die eerlikheid. Ek soek Ja, ek like, soek wat sien ons nie raak wat julle raak gesien het. In die oomblik is ons besig om te speel en dan dis nog baie bietjie dan kom jy nie eens carried away, agter nie dan Mm. dan na die tyd sal ons met mense praat as hulle dan sal ons spesifiek vra ek maar wat dink julle moet ons verander wat het julle gepla wat En as hulle iets sê maar hoekom daai ding? Like wat van daai ding? Is dit daai deel, is dit die deel? Like ja soek ja. vir specifics and just be willing to take it. Want dit is nie altyd lekker om Ja. te hoor want jy het actually geweet van daai fout en dan is iemand soos ja, daai was terrible en is ja, dit was. En dan moet jy nou net take it on the chin. Net so Ja, lekker, just jy daai weet, ja, aan die ander kant. Vat net die jou
Ja. Maar nou, dit bring my weer eens nou nog 'n vraag. Jy bring sommer my vrae sommer net so Ek vinnig dink die op, vrae jy is weet. net moving, like guys. ek Ja. gedoen dat Die dit net setup so is great. Ja, Dat so het net julle hardloop sommer so head first in my vrae in, jy Ja, weet. ja. Is jy weet, wie's julle nou obviously dis elkeen individueel wat ek nou hier ding wil vra is wie is julle tipe influencers gewees? Jy weet as In 'n mens musiek. dit wat gemaak het dat julle Great voel oor question. musiek soos julle wil en besluit het, Well, "Yes, ek gaan 'n band begin", jy It was weet. just like, Ja, soos waar die Ja, liefde vir ja. julle musiek gekom vanaf. I dink- don't know. is wat musiek wat ek toe ek kleiner was, dink ek het nie saak gemaak nie. Mm. Dit is musiek wat ek nou nog steeds sing. Jy weet daai lekker toe pop nou inkom en soos die saam sing, daai liedjies wat almal ken. Querbus songs, man. Koorbus liedjies, ja. Ja. Definitief. En ek dink later toe ek eintlik gitaar optel, het baie ander goed verander. Ek het eers in graad 11 met Lockdown begin gitaar speel. Maar voor dit het ek drumlesse gehad en ek het klavier vir baie jare gespeel en ek sing al van dat ek kon 'n noot tref. So ek dink met tyd het dit nou iets meer gegaan. Ek dink my inspirasie is baie gebaseer op Novo Amor se goed, baie intieme akoestiese klank. En toe later het dit geskuif na meer indie musiek toe. Met matriek in eerste jaar, want jy voel maar net as 'n eerste jaar bietjie die summer vibes konstant. En ek dink later toe begin ek vir meer ingewikkelde goed soek. So ek produce bietjie musiek along the side ook. Okay. En ek Maybe can you hou great, ek hou van goed wat interessant is vir die Ja. oor. Iets wat jy nie normaal sal hoor in 'n liedjie, iets wat Mm. 'n vreemde so ek hou van my inspirasie is meer nie spesifiek iemand nie, maar meer die tipe producing wat agter 'n liedjie ingegaan het. Yes. The detail. So jy like om eintlik soos hulle altyd sal sê die lekker flavor. Ja, ja. Jy weet die Bars, ietsie anderster wat iemand nie anderster Maar doen nie. dan is die obvious goed wat ons speel. Wat Ja. totaal Ja. die tipe covers wat ons doen Mm. wat nie die gewone Mm. maar jy kan ons meer vertel van jou. Ja, en as jy en jy? It's a close, dis baie dieselfde vibes Ja. eintlik. Ek dink ek en hy is ook maar net very the same person. Mm. Maar ek sou ook maar sê dis maar very much my pa se influence. My pa is ook 'n drummer en hy het ook back in the day regtig baie gegig en gespeel in die kerk gespeel en groot music, like great musical talent en intuition. Ja. So ek dink ek het so 'n bietjie van dit gekry. Mm. Maar ja, van early days af, ek het ook maar jonk begin, graad 1 al begin. Jy weet, Jan Pierre speel en al daai lekker goedjies. Ja. En die droom van 'n elektriese gitaar. Ek dink net dit was actually eers die ding speel net. En dit was net soos ek soek net daai rooi straat. Net so Like I just need that thing in my room. En ek dink dit was graad 3 toe ek my eerste elektrie gekry. En toe dit net nie gestop nie. En toe ek very much ek is eintlik regtig meer 'n blues muso. Dit is my level van emosie wat Ja, ek kan mense daar het nie ook regtig relate, daai freedom of expression op elektrik enigiets enige ander plek nie. Ek voel dis regtig daar waar jy 'n kamer vol mense saam jou kan laat deel. Ja. If you're having, if you're having a session on stage. Ja. Maar ja, ek dink is ook maar dieselfde ding gewees van ek het nog altyd letterlik ek het nou net te besef I've always been attracted to alt rock. I just never knew what it was. Ek was altyd onder die indruk dat dit was indie. Ja, ek hoor. Crazy. Ek hoor. So ek het nog nooit regtig daar kon uitkom nie en ek dink dit was maar soos sekere van Coke en Fokof Polisiekar se staf en Springbok Nude Girls goed. Very much it's anders maar ook so baie emotionally rich stuff. En ek dink daar was nog altyd so 'n bietjie something to rock. Net regtig, daar's passie in dit. Dis nie ek meen ook like al die Nova more stuff in jou folky goeters. Daar's ook baie emosie. Maar ek dink daar's vir my regtig plek om te bloei in sekere rock goed, veral alt rock. En dis daar jy regtig kan move
in jou musiek. So ek dink influence is definitely my dad. Ag, as dit nou van Michael Bublé to Sting. Dan Patlansky. Ag, Dan Patlansky is my hero. Ek het amper vergeet van hom. Letterlik my pa, dit was een van die eerste live shows wat ek in my lewe gekyk het. Wat my pa my nog gevra was daaroor kan die St. Du Plessis teater. Ons moes ook so like teater met so 'n rooi ding. Ja. Ja, so ek het daar het ek 'n show van Dan Patlansky gekyk en life changed. Like definitely life absolutely changed. Definitief. En ons het hom weer 2 jaar terug. 2 jaar terug in die Oswald Club gesien. Maar daai ou se daar's niemand anders in daai vertrek nie. Daar's niemand letterlik wat beter live klink. Ja. As om in die kar te luister of it's exactly the same. Die beste soos hy klink beter live. Ek weet nie hoe sy control, like sy crowd control is insane. Like hierdie ou bring 'n crowd van like screaming like yeah we're going crazy down to gaan unplugged en speel muted 'n stuk van die set and everyone's just like hanging from it like ja genoeg geek oor dat met yes, ek kan vir ure lank so ja like ek dink this very much my pa se influence en ook maar influence van genre as well like vriende wat actually ja soos ek dink jy was my eerste pa wat actually ook gave a damn about music. En dat was 'n big influence vir my ook en die goed wat ons kon deel en die musiek wat mense wel saam discover. You know, hy sê vir my iets stuur en dan meng dit met my flavor and then I find this thing and ek sê dude, luister hier. So ja, ek dink dit was maar net 'n journey tot hier. Ja. But it's deel van ons. Nou, hoe het julle manne soos toe julle nou besluit het julle wil gitaar speel? Is julle een van daai manne van kyk ek het ook baie vriende wat jy weet bands het en goeters en van daai ouens was net natuurlik geweest. Jy weet hy het 'n gitaar opgestel en die man het net iewes skielik begin speel. Hy het niemand gehad wie hom geleer het nie. En dan kry jy weer die ander ouens wat klasse kry, jy weet, en dat so geleer het. So, hoe het julle geleer om julle instrumente te speel wat julle speel op die einde van die dag? Hoe dit net ek dink dit was self uitfigure aan die begin. Ek dink dit was net soos kry die ding en speel rond en toe jou ouers actually sien soos okay, maar jy is actually serious en jy wil actually iewers gaan met die en dis wel of jou main interest. Ook maar lesse en klasse en speel eksamens en want ek meen soos Salas ek het ook maar klavier gespeel vroeg in my lewe, maar dit was terrible. Like gaan sit jy in daai ijskoue lokaal met iemand wat vir jou staar uit, soos rock school waar jy actually gaan elektriese gitaar eksamen speel en hierdie ou sit net in jam op jy wat freaking eksamen speel en hy sê hoor jy kan ek kom weer hoor. Jy sê hell yeah man, kom ek gooi. So like a totally different environment. So ek dink dit is maar die combination between passion wat dan gesubstantiate word met actual action. Ja. So julle albei basies het die gitaar begin try doen en toe doen julle klas in daardie tyd of dit is jou storie. Ek het begin met klavier van baie kleins af. Ek dink ek het 'n graad 1 klavier begin speel. Met baie weerstand. Maar ek dink ek het van dit gehou tot graad 5. En toe dit moet ernstig begin raak want jy moet nou nie so skryf en speel toe raak dit net heeltemal te veel en toe het hom flashbacks man. Ja, toe los ek maar klavier. Ek het in graad 3 begin dromme speel. Maar ek het te min geoefen. So toe hou ek op met dit en toe het ek regtig eintlik niks gespeel in hoërskool nie. Ek het net gesing. Ek het musiek as vak gehad, maar ook net sing. Ja. En dit was ook eintlik 'n verskoning, musiekvak op skool. Ja. Ja. En toe het ek regtig in lockdown, toe ek het verveeld. Toe ek was dit lus. Ek dink dit was om 'n girl te impress. It always is. Dis gewoonlik so. Ek wou net sê hy stel die woorde uit my mond. Dis gewoonlik. Ek kan nie onthou nie. So late, like girl man. Maybe. Nie 100% seker nie. Awesome. En toe begin ek net gitaar leer. Dit het eintlik vinniger gebeur as wat ek dink, want ek dink in 3 maande toe het ek die grips op gitaar. So toe begin ek ook aanvoeling van dit. Ja, maar want ek het ritme gehad in dromme. So die regterhand het vinnig gekom en ek het akkoorde verstaan van klavier. Ja. So
verstaan drukke het net jy maklik ook verstaan, ja. so ek het verstaan hierdie twee. Dit was net 'n oomblik van hierdie twee moet saamwerk en toe dit klik toe gebeur dit maklik en ek speel Electric nou eers van Julie af. He's freaking killing it. Ek is scared honestly. Ek is Dis 'n bietjie impressive. nervous. Nee, ek Ja. sien nog ons uit om dan heeltemal te gaan It's good luister, motivation, maar dit is 'n bietjie damn. Ek gaan my spot verloor. Ja, want jy het letterlik in 3 maande. So ek het nog nie lesse gehad nie. Ja. Vir gitaar Ag, nie. maar jy kan 'n gitaar speel. Nog nie. Ek dink ek sal moet iewers 'n Electric lesse kry. Nou, lesse is overrated. Like unless jy regtig soos intens skryf, like regtig teoreties wil improve. Ou, kry vir jou 5 scales, oefen hulle elke dag and that's it. Ek dink ek gaan by hom leer. As jy weet hoe om genuine, like ek meen ek het ook met akoesties begin en myself geleer elektriek speel en later toe moes jy weet so 'n bietjie want dit leer jy net vat jy na 'n volgende vlak van spoed en so 'n bietjie fluidity en understanding, maar ek dink regtig dit is overrated. Especially paying for it. Jy doen klaar beter as wat ek gedoen het in die jaar se tyd. So ek dink genuine jy is fine, jy kort dit nog tyd. Jy's hastig ou. Jy gaan killer wees. Ja, is. Nee, maar ek kan nogals relate daarmee want ek was self 'n ou wat ook net die drome opgetel het en ek het dit geleer ken deur jy weet soos video's te kyk. Ja. Hey, dis awesome man. Ja. En ja, al wat net vir my die moeilike part was is om my onderlyf af te sluit van my bolyf af. Ja, independence is daai was vir my 'n bietjie die tricky part as ek dit persoonlik kan sê, maar ja, daar ek het self ook maar geleer, jy weet, deur goeie soos Red Hot Chili Peppers se video's te kyk en jy weet daai ouens het kyk hulle kon daai drummer nee nou nog daai ou kan vir jou. Ek love hom sy video's want hy en daai een akteur. Ja, daai een akteur, ek kan nou nie aan die ou se naam kom nie, maar hulle lyk mos identies dieselfde die twee mos amper. Wat is sy naam? Will Ferrell. Ja, daar's hy, ja. Wat is die drummer se naam nou weer? Ek het gister na 'n video gekyk. Ja, ek weet maar anyway nou die twee man, as daai twee jy weet soos 'n battle off het my dan's ek van dit is insane. Ja, maar dis hoe ek geleer het ook maar jy weet as behind wat ek ken, is ook 'n drummer. Ons heights is awesome. Soos julle ooit 'n drummer kort, ek sê julle man, ek nie waar nie. Brandon siek is die dag of ek weet nie, maar land uit. Maar ja, nee, ek sê jou spot nie, moenie worry nie. Hy's reserved forever man. Maar ja, net om nou mee af te sluit, jy weet, as mense julle musiek wil volg en goeters, is daar enige platforms wat 'n mens julle musiek op kan kry, waar mense julle kan, jy weet, follow enigiets soos dit, jy weet, net vir julle fans, jy weet, dat hulle meer wil connect met julle en goeters, hoe kan hulle dit doen? Ja, ons is op Instagram en TikTok. Instagram @unleaded_band. Sal op TikTok, nee? Yes, unleaded_band op Instagram en TikTok. Nee, dis awesome. Dis awesome. Maar manne, ek sê vir julle dankie. Dankie vir jou. Dit was 'n amazing chat om julle hier te hê. Ja, En ek sien uit om julle by Battle of the Bands te sien. Dit gaan 'n groot fees wees. Ja. Ek dink ons gaan die grootste show wat ons het nog, maar opsit. Ja, like ons gaan regtig maar net bring wat ons het. And hope for the best, you know. Ek dink dit gaan fun wees. Ek sien uiteindelik om actually so 'n bietjie met die ander bands te mingle. Ek dink ons weet van mekaar, maar daar was nog nie regtig ja, jy weet, daai interaksie met mekaar nie, ja. Soos ek weet rivalry is good and competition is good, but support is ook also good. Oh, maar ek like dit nogal. Onder muses man, ons moet ook mekaar support in die industry, otherwise what is the point? Like, ja, die ding is ek like julle vibe van julle try nie, jy weet, ander mense, jy weet, te dink julle is beter as hulle nie. Julle try eintlik half te incorporate met hulle, jy weet. En dis eintlik wat ek voel, jy weet, mense moet doen of jy nou in die music industrie is en of jy in 'n besigheidsindustrie is, jy weet, 'n mens moet kan collaborate met mekaar. Want dis hoe 'n mens tog groei op die einde van die dag. Ek like julle idee, julle vibes van hoe julle dink oor die ding, man. Maar baie dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit regtig. Dit was awesome. Ja, what a privilege. Ja, dit was regtig cool. Dit was vir my ook 'n privilege om met julle ouers te gesels. Ons lank gewag actually vir die, want ons weet al lank van Familie FM. Ons ken actually iemand van julle. Ja. Wat ons deur die tyd al vertel het daarvan. En speel het nooit gebeur nie en toe vragtig podcast en yes ons. So dit was long time coming, maar bly dit gebeur, was awesome. Nee, maar ons is bly om julle manne hier so te hê, man. Yes, julle is awesome. Maar nou toe. Ag, thank you. Ja, dis die boys beer. Welkom Brandon en Jaden.
Hallo. ook van die band Unleaded. Nou maar, vertel my 'n bietjie meer oor julle twee. Ons hoor die vorige twee was nou obviously vriende, maar ons hoor julle twee is siblings. Ja, ons speel eintlik ons hele lewe saam. Okay. Ons het al in 'n paar bands gespeel saam met my oupa, my ma. En toe kom dit nou, wel, en my pa ook, maar toe gaan ons nou net na my pa toe. Ja. So toe is ons nou 'n 3-piece band wat oral hier in Bloemfontein speel en sometime uit die dorp uit speel. So ja. So julle het basies begin so te sê saam met julle pa te Ja. gigs te doen en daai klas van goeters. Okay. Maar vertel my eers gou 'n bietjie watse tipe instrumente speel julle twee? So ek speel 'n basgitaar. So 'n bietjie van die ander goed, maar basgitaar is maar my instrument. En Ek speel nou maar die dromme. Yes. Dit is my main instrument en dan speel ek in Strings Attached saam met my meisie is 'n 2-piece band. okay. Wat ek nou my kick trap en gitaar speel. Ja, ek het gesien daai dit lyk soos 'n drum wat jy op sit wat jy mee speel. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ek het die kagon vanaand hier. Ja, so ja. vir as ons nou so 'n bietjie ietsie doen O, dit klink lekker. saam. Ja, Ja. maar ek speel nou nie hom nie. In Strings Attached nie. Ek trap my kick en ek Maar sing. daai is een van die instrumente wat jy tog Ja. kan speel. Ja. Nou, is daar enige ander instrumente wat jy kan speel besides jy wat nou byspeel en jy wat drums doen? Kyk, ek kan seker nou maar as ek regtig wil, ek kan byspeel, dis maar net root notes. Ja. Sorry, maar ja, ek kan seker nou maar byspeel, maar dromme, gitaar en ek wil baie graag klavier leer, maar Klavier. ja, dis bietjie moeilik vir my. Wel, jou twee ander leedmare kan julle duidelik 'n Ek bietjie moet eers nog bietjie genoeg talent kry vir dit. ja, hulle jy darm klaar mense wat jou 'n bietjie 'n crash course kan gee Ja. oor hoe om dit te doen, hè? So ek as ek regtig wil, soos wat ek gesê het, ek kan gitaar speel. Ek kan net dit optel en speel ek 'n paar note, maar is nou nie goed nie, maar so partykeer by die kerk dan speel ek met die klavier daarso en ek speel mooi. Ja, wat ja. ek sê. Ja. En ek het so 'n jaar terug vir my ukulele gekoop, vir my elektriese gitaar, akoestiese gitaar. Okay. So ja, en ek kan so klein bietjie drums speel, maar nie baie goed nie. Maar ek hoor julle noem die heeltyd op soos nou met die vorige twee ouens. Hulle bly praat van jy weet, julle speel ook by die kerk, jy weet. So is dit 'n ding wat julle redelik baie by betrokke is? Is Ja. by julle kerke om daar Ja, by die nee, bands ek- te speel? Omtrent al die skill wat ek gekry het is van worship musiek speel. En dan buite bands ook saam met my pa Melomaniac. Maar die kerk het 'n groot rol in my upcoming gespeel. So ek speel dan dromme by die kerk en ek speel nou en dan elektriek ook. Okay, en vir jou? So ek sal ook sê ek het mainly al my skill gekry by die kerk. Maar ja, ons het almal in die kerk ontmoet. So, behalwe Tomar, nee, hy was in 'n ander kerk, maar Ja. ek Jandre en my broer was in dieselfde kerk en dis toe Jandre ons nou gevra het om Okay, in die band te wees. Okay. Maar nou, wat het julle twee, jy weet, laat weer eens soos ek hulle ook gevra het, jy weet, wat het julle geïnspireer om jy weet eintlik musiek te begin speel? Wat was die kern agter julle inspirasie om dit te wil begine doen? Dit was maar my pa. Is dit Ons julle pa, pa? Meestal ons my pa, ja. Ja, ek wou sê Ja, van hy dis het- meerderheid van die ouens is dit maar Ja, hulle ding, jy nee. weet, dis die ouers het gespeel en Ja, hulle het dit ook gelike. Ja. Van so klein af speel ons al saam met my pa. En okay. hy het ons maar geleer sover hy kon en nou begin ons omleer. So Nou vertel my 'n bietjie meer oor soos julle pa byvoorbeeld. Jy weet dat wat julle so met goeie saam gedoen het. Jy weet wat is julle highlight gewees met as dit kom by events. Jy weet wat julle gedoen het saam met hom byvoorbeeld. Want dit is nogals interessant om te hoor dat ja, jy weet siblings is saam met hulle ouers speel. Nee. Dit is my baie interessant. my pa het ons meestal gesê doen hierdie beter. Ja. En dan verstaan ons, dan doen ons dit beter. Dis waar ons dit dis wat ons gekry het waar ons nou is. Ja. En Ja. ja, dis maar hy het ons net gesê doen hierdie beter. Ja. En ons het al baie gigs saam gespeel en dit het 'n groot rol gespeel ook in ons goedheid. Hy het ons ook geleer om op gehoor te speel. So as iemand vir ons iets sê hoe om dit te speel, dan kan ons dit gou vinnig uitfigure op die gitaar of die structure. basgitaar. Ja, Ja. structure. En Ja. een belangrike ding is less is more.
wat hy ons nog altyd leer so. Daai stem ek mee saam. Less is always more, né? En nou maar was julle ook, jy weet die tipe kunstenaars gewees wat net jy weet jy's gebore met daai gitaar in jou hande of Iets moes is julle dit, ook Ja, maar iets is dit. moes julle ook maar jy weet basies Ek het- geleer het eers voordat jy dit kon doen. Ja, nee, ek het met Status Quo. My Mhm. pa het so 'n CD vir my gegee of 'n DVD wat Status Quo opgetree het iewers. En dan stek ek klomp kussings bo op mekaar voordat ek dromme gehad het. Dit was nou graad 1 of iets. Ja. Dan stek ek klomp kussings bo op mekaar, dan speel ek so met my en ek trap my voet so. Ja. En toe my pa vir my die dag 'n drumstel bring, hy het my nog by kom haal by die skool. Onthou dit nog. En toe kon ek dit net speel. Toe Ja. begin ek net reg speel en Okay. op baie standaard wat nou 'n graad 2 laaitie is. So fun fact, my eerste basgitaar was syne. Ja. Hy het eers begin byspeel en toe verloor hy kind of interest en toe leer hy my eendag waar die chords is en toe begin ek net speel. Toe daai gogga jou gebyt Ja, basies, toe- ja. Toe speel ek nou bass en goed en toe laas jaar toe begin ek ander instrumente net optel en speel. Nou wie's die ouer een tussen julle twee? Dit sal ek wees. Is dit jy? Jy sal dit nie sê nie. Ja, nee eintlik nie. Ek sou gedink het hy's die ouer Ja. een. Nee. Ek het nog eers ek het nog net een keer in my lewe baard geskeer. Ja. Hier kom ek. Toe my Jesus ek's ook 'n late bloomer gewees, Ja. jy weet. Ek het eers my bamflaf gekry hierso teen die ouderdom van 19. Ja. Jy weet, so toe begin ek Ja. eers te kyk na 'n baard. Ek is te nou kry. amper 19 en ek het nog eers 'n bamflaf nie. Maar ja, wie was julle twee se jy weet se inspirasie, se influencer as mense nou kyk na kunstenaars en goeters. Wat was die klas musiek wat julle nou, jy weet, gelike het toe julle groot geword het, wat julle geïnspireer het om Ja. jy weet hierdie tipe musiek te doen wat julle nou doen? Ek was nog nooit regtig die een wat musiek geluister het nie. So ek het nog nooit regtig 'n Spotify subscription gehad nie. Ek het nog nooit nie omdat ek nie kon en ek wou net ek luister nie musiek nie. Ja, jy maak die musiek. Ek maak nie musiek, maar ek luister nie musiek nie. So Ja. ek sal nie met 'n earphone in my oor sit en musiek luister nie. Ja. Maar dit was nog altyd rock and roll. Okay. Chuck Berry, goed wat my pa vir ons geleer het. Hy's in die rock and roll, Old so school, Chuck ja. Berry, Guns N' Roses, ek hou van Tracy Chapman. Ja. En ek kan nou nie nog dan En vir jou meneer? Ek was nog altyd die een wat musiek geluister het. So 'n musiek is 'n baie groot deel van my lewe. Ja. Ek kan nie sonder dit nie. Mm. So dit was maar meestal rock and roll soos AC/DC, Chuck Berry, daai tipe goed en toe begin ek nou meer na mense soos Miles Smith en Afrikaans en daai tipe goed luister. En nou sit hierdie met Unleaded soos indie rock en alt rock Ja. wat ek meer like, ja. Nou, soos ek vir hulle ook vroeër gevra het, wat was julle highlight, jy weet, as 'n mens kan sê by 'n venue wat julle gespeel het. Wat was soos die beste gig wat julle al byvoorbeeld al gehad het, wat julle regtig so geniet het en gesien het mense het dit geniet? Dit sal die Witsbaden gig wees. Ek kan nie die naam onthou van die dit was nie Matthew Mole nie, dit was hier een voor dit. Dit is Ek dink is toe dit Braaidag was, Heritage Day. Toe was daar 'n groot Heritage Day fees by Witsbaden aan die gang. 24ste September. Ja. Ons gespeel. En ek het die klank gedoen, ek en my pa het die klank gedoen. En dan het ek in Strings Attached en Unleaded het ook nou daar gespeel, maar dit was 'n lekker gig. Die mense het gecheer, daar het mense voor gestaan. Dit was nou nie 'n groot setup nie, maar dit was lekker. Dit was jy kon sien die mense het interact. Ja, dit hoef nie altyd 'n groot setup te wees vir dit om eintlik lekker te wees, hè. En jy meneer? Vir my was dit meer die eerste Asphal Club gig wat Unleaded en gespeel het. Die mense het die hele tyd gecheer vir ons. Hulle het die musiek gelike. Daar het nou 'n paar ou oomies geloop want ons musiek is 'n bietjie hard vir hulle. Ja. Maar die res van die jong mense het dit baie gelike. Ja. En hulle het gecheer en goed. So dit was vir my lekker om interaksie met die mense te kry. Ja. En dan waar sien julle self, jy weet, saam met Unleaded beweeg in die toekoms en goeters? Ek wil groot festivals doen. Ek wil groot stages gaan speel. Die groot stages waar jy so groot bassman langs jou het wat jou skud. So dis wat ek wil doen en vorentoe.
So jy wil old school rockstars gaan word, jy Ja, weet. ja, dis wat ek wil doen. Yes, yes. Ek wil presies Ek dieselfde wil doen. elke naweek Presies speel 24 uur op toer wees. So jy leef basies vir die musiek as 'n mens Ja, so dis kan. al wat ek doen. Ja, dis dit. Ja, maar dis die ding, as jy jou passie leef, jy weet, is dit ek sê altyd vir 'n persoon, jy weet, as jy 'n passie het vir 'n ding, volg dit. Verstaan jy? Want jy kan nie verkeerd gaan nie, jy kan net sukses bereik. Verstaan jy? So maar nou kom hier 'n lekker vraagie wat ek julle wil vra is toe die man julle die dag gebel het, Thomas, né? Toe hy julle gebel het en vir julle gesê het, "Hey, ek het 'n gig georganiseer en ja, ons moet hê julle twee moet kom speel." Wat was julle tipiese reaksie daar uit So gewees? ek het een keer toe speel ons met ons pa by Witsbaren. Ja. Tel hy my op daarvan want my pa kom my nie vat na die kerk toe. Ons was op pad kerk toe. Toe sê hy vir my nee, hulle beplan nou om daarso by die Vryfees te speel. Is nog alles in beplanning, maar hulle het 'n bandie sal ons belangstel. Toe sê ek is in. Ek Ja, het so ek dit het dit like- eintlik gehoor van my broer af. My broer Ja, het dit vir my. toe sê ek vir hom, hoorie, Jan het vir ons gesê ons speel by die Vryfees, kom ons speel. Toe sê hy, "Kom ons is in." Ja, ek is die een wat net ja sê. Enige opportunity as ek net ja. So jy pikkel net saam as daar gesê Ja, word. nee, ek speel maar net. Ek hou daarvan enige plek. Nee, maar dis baie goed, dis baie goeders. En nou wat ek vir julle nou gevra het oor as julle waar sien julle julleself jy weet as nou met Battle of the Bands, jy weet as julle daarso het julle al of nie net noodsaaklik Battle of the Bands nie, maar het julle al ooit, jy weet, soos jy weet wat hulle mos nou noem stage fright kry. Jy weet, het julle dit al ooit ge-experience van aan die begin. Ja, Ek denk ons heel is al begin, so bietjie verby daai punt. mm, Ek en Jaden het seker nou al oor die 150 gigs in ons lewe gespeel en dan nog by die kerk ook. Ja. Nog Jaden speel elke naweek elke naweek by by die die kerk. kerk. well done. Well done. En ek het nou nog Strings Attached ook wat ek kan speel in die kantlyn en Melomaniac. So Ja. ek is in 3 bands. Ons speel basically elke naweek. Daai is insane. Daai is insane. Hoe hou julle trek van al hierdie, jy weet, om so in so verskillende bands te speel die hele tyd? Hoe doen julle dit? Kalender. 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 op my foon. Ja, Okay. en dan ons reël maar net gigs aan. Kyk ons of die ander band 'n gig vir daai dag het, first come first serve. Ja. As die ander band 'n gig het, kan die band nie speel nie. So Ja. 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 En nou as 'n mens, jy weet vir julle fans, nê, kan 'n bietjie advies gee van julle twee se kant af, jy weet, omdat julle nou so groot geword het met musiek, jy weet, wat se inspirasie of advies sal julle vir julle fans kan gee? Volg jou drome met laat niemand dit stop. Dis Dis een al goeie, dis né? al wat ek het. Consistency. Consistency. Ja, consistency. Oefen elke dag en moenie ophou nie. Ja. Soos jy moet net oefen en Ja. jy sal kry wat jy wil hê. Ja. Ja. En hoe het julle eventually kyk, hulle het nou nie vir my verskriklike baie details gegee oor, jy weet, hoe julle regtig by mekaar uitgekom het nie. Want obviously julle was nie een band gewees as Unleaded nie. Julle was duidelik twee separate mense of bands gewees wat toe nou besluit het julle kom saam en julle kry uit nou, jy weet, Unleaded. So hoe het daai hele proses gebeur? Ons het maar Besides die feit dat julle net gebel het uit die bloute uit. Ja, ons is maar saam Jander in die kerk. O ja. Ons ken al mekaar baie lank in die kerk. Ek is nou al in die kerkband vir 5 of 6 jaar amper. En Jaden is maar net hier. Sê maar net die Ek is maar net ek speel nou al van 2023 af in die kerk. Ja. Die hele hoe die band bymekaar gekom het, die hele ding was net baie vinnig en deurmekaar en dis wat dit so lekker maak. So dit was net baie vinnig en deurmekaar. Ja. Nou vertel my, skryf julle twee ook enige musiek van julle eie en hoe kry julle inspirasie rondom dit? Ek het 'n paar woorde al neergeskryf op my notas, maar dit is nie regtig. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik, om dit te rekord en goed nie. Maar Ek en my meisie Clearly wat in Strings Attached is, het liedjies saam geskryf. Ek soek na jou, hy's op Spotify.
Okay, ons sal 'n maar bietjie ja, geluister. dis nog die enigste een wat ek al geskryf het, ek en sy geskryf het. Ja, ja. En dan is Unleaded ook, ons is besig om liedjies te skryf. Ons is besig daarmee en ons wil die Desember wil ons het ons baie beplan. So Ja. ja. Maar as nou, jy weet, as die band Unleaded, jy weet, hoe werk julle twee, jy weet, hoe sort julle goeters uit? Hoe kry julle daai jy weet dat julle daai teamwork het van weer en soos ek hulle gevra het, dis maklik as dit 'n one man band show is, verstaan jy, maar onthou julle is 4 ouens. So hoe kry julle twee dit reg? Hoe sien julle dit? Jy weet, hulle het nou obviously gepraat van hulle is baie open-minded en so aan. Ja. Jy weet, hoe sien julle die hele perspektief van hoe julle collaborate saam met hulle nou weer en jy weet dis besluite maak en goeters. Ja, Hoe is julle gevoel daar? Hulle stuur vir ons 'n liedjie dan sê hulle, hoorie, wat is julle thoughts oor Ja. hierdie liedjie? Ja. Dan sê ons ja, dis lekker, is maar alright, ons sou nie regtig van dit hê of dis te moeilik. Maar en dan Jandre reël vir ons die gigs, Ja. Tomar help hom daarmee en hulle sorg tussen hulle uit en dan het ek en Jaden nou maar die oefenspasie by ons huis. Ja. Ek het 'n Ja. kamer daar so buite wat ons dan ons system opset en dan kan ons lekker oefen in-ears as ons wil, monitors as ons wil. En Ja. Ek Ja, en ja. Jaden sorg dit uit. Ja, want obviously julle kom nou al van 'n julle pa het seker ook obviously al die equipment. Ja, en ons is goeders. baie bevoorreg dat ons dit kon kry so vroeg. Yes. Nou, waar sien julle self sê in die volgende 5 jaar of so saam met Unleaded? Jy weet, die band fisies Unleaded. Ek weet jy doen nou die ander bands en goeders ook, maar Ja. jy weet Unleaded self. Waar sien julle dat julle sal staan, jy weet rondom daai tydperk? Hopelik op groot stages. Ja, hopelik met 'n paar liedjies uit, Mhm. met 'n paar Unleaded liedjies uit Mhm. en ja, dis maar dit, hopelik op festival stages, groot stages. Nou, julle as Unleaded, het julle al ooit jy weet gecollaborate met ander kunstenaars of enige jy weet mense wat jy weet ook musiek maak, het julle al met enigiemand soos dit gecollaborate? Dit sal Janre hulle 'n bietjie vir jou meer kan verduidelik, Ja. maar ek dink so dalk Ons het een keer by Staffies, ons daar so speel te praat ons met Ryk Klein ons se bassist. Mhm. En hy het nou die dag 'n album uitgesit van sy eie musiek en dis 'n baie nice ou. Ja, dis wat ek van weet wie ons mee gepraat het. Ja, en Okay. Albert Smit. En dan die laaste ou vraagie wat ek aan julle het voordat ons nou afsluit hierso is wat was julle funniest, jy weet, experience wat julle al gehad het, jy weet? In nie net noodsaaklik Unleaded nie, maar wat se jy weet event het julle al iets funniest experience wat julle nie gedink het, jy weet, wat nie random gewoonlik sal gebeur Ja. nie. Definitief vir my die basgitaarsnaar wat hulle genoem het. Okay. Dit was my eerste basgitaarsnaar wat ek nog ooit gebreek het. So ek het glad nie geweet, wel ek het gestres want Ja. ons was aan die begin van die show, ons moes vinnig maak. Ja. En toe bring sy meisie se pa, want hy's ook 'n sound engineer en Ja. goed, bring hy vir my 'n ekstra snaar. Ja. En toe sit ek nog besig om die snaar uit te trek. Hier kom hy, druk hom in, tune hom half op, maar hy het hom op die regte sê nou maar noot Ja, getune. omgetune, ja. En toe stres ek, toe hy in E. Ja. Hy moet eintlik in B wees. Toe tune ek nie laer nie, maar ek tune op. Van stres nou want my kop is deurmekaar. Ons moet nou begin. Ek's in 'n rush. En toe breek ek hom weer. Toe speel ek die hele show met 4 snare. Was impressive en vir jou meneer? Dit was die een keer ek onthou dat ek het altyd my drumstoel gery terwyl ek speel en leun ek so agtertoe terwyl ek speel en die een keer toe val ek agtertoe. Toe maak jy ekstra kadoef toe. Ja, en een keer toe probeer ek op my stoel staan ook. Dit was ook 'n dit was by daai Matthew Mole show. Toe probeer ek op my stoel staan, eers maar toe val ek. Dit was baie snaaks. Toe val ek, toe gaan die stoel so onder my uit, toe val ek. So Yes, ja. Maar manne, hoorie so, ek wil net vir julle baie dankie sê dat julle gekom het. en dankie vir die geleentheid. Dit was Nee, baie lekker. dis 'n groot plesier en ons sien uit om julle daarso by Battle of the Bands te sien. Gaan jy daar wees? Ja, nee, ek gaan daar wees om kan julle nie almal wag te nie. ondersteun. So ja, ons sal julle definitief daarso sien en dan sal ons weer gesels. Ja, Dis dankie. Maar dankie dat julle gekom het, ek waardeer julle. Geen probleem. Dankie. Dankie. Nou toe.